Weereens welkom. Ek is Petrus en hier praat ons net die waarheid. En vanaand se onderwerp: het jy 'n verhouding met die Here, met die skepper van hemel en aarde? Want hy wil 'n verhouding hê met jou, met elke een van ons, want hy het ons gemaak. Hy ken ons, hy weet wat se potensiaal hy in ons het, wat hy deur ons wil bereik. En al wat hy wil hê is soos die hele skepping ook vir jou sal sê, dat ons hom moet verheerlik met dit wat hy ons voorgemaak het. En ja, hy is 'n wonderlike God. Jy weet, dit is net amazing hoe hy voorsien op onverwagse tyd en onverwagse maniere, wat ons nie verwag nie, wat ons nie besef nie. Dan iewers skielik kan sien jy, maar die Here het voorsien. Ons was verniet bekommerd. Weet, hy sê mos vir ons, kyk na die lelies van die veld, kyk na die mossies van die hemel. Hy sorg vir hulle almal. Hoeveel te meer vir ons as mens. En ja, die Here wil in beheer wees van jou lewe. Maar ons het mos ons eie wil. Ons moet ophou om te beplan en in beheer te wil wees. Gee oor aan die Here, want dis wat hy wil hê. En oral in sy woord sê hy vir ons, dat ons moet alles aan hom oorlaat. Nou ek wil vir julle so straaltjie vertel, want wat ek ook gedink het aan toe ons kinders was ons in beheer van ons karretjies en die meisies van hulle poppe. Daai goed het ons nie 'n eie wil gehad nie, maar ons was in beheer van hulle. En so wil die Here in beheer wees van ons en van ons lewe. Maar omdat ons ons eie wil het, kan hy nie volkome in beheer wees as ons hom toelaat nie. So dis my uitdaging vir julle. Gee hom 'n kans om voluit in beheer te wees van jou lewe. Hy sê mos ook daar vir ons in Jesaja 1 vers 18. As jy nog nie die besluit geneem het nie, dan wil ek jou aanmoedig om hy besluit te neem vandag. Want hy sê, kom, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skaraken, rooi soos skaraken, dit sal word soos wit soos sneeu. En as dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. En die Here wil hê ons moet by hom uitkom, dat hy ons lewe kan verander. Want hy het so lief, het hy die wêreld gehad, nee, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. En dit staan mos daar in Johannes 3 vers 16. En regtig, die Here wil in beheer van ons lewens wees. Julle weet, hy weet van alles. Ek wil julle 'n ander ding vertel. Het julle al 'n mis gery? As die pad as die pad om jou toe is met mis. Ek het op treine gery en ek het met karre gery al, so in die mis. Jy sien net 'n stukkie hier voor jou. Maar weet julle dat die meester sien alles. Hy sien van bo af. Ons sien nie van onder af, maar hy sien van bo af. Alles is vir hom oop. En dis hoekom hy in beheer wil wees, dat hy ons oor die pad vat, veilig. Want ons wat binne in die mis is, kan nie veilig ry waar jy nie kan sien nie. So dis my hart vir julle vanaand. Dat jy die Here 'n kans gee om beheer in julle lewe te hê, volkome. So ja, bly in die waarheid en blessings.